Goeiemôre almal wat luister. Dit is jou werklik waar, die laaste Vrydag van November. En omdat dit ook so amper aan die einde van die jaar is, ek nagedink en gewonder wat sou die Here wou hê, moet ek vanoggend vir ons mense sê. En toe skiet hierdie gedagte in my hart op. Ons lees daarvan in 1 Samuel 12 vers 7. Dit is 'n gedeelte toe Samuel een van sy laaste redes gelewer het, die profeet aan Israel. En wat gebeur het is dat Israel het besluit, terwyl God altyd deur die profete gepraat het, wou hulle nou 'n koning hê. En toe kom Samuel en hy roep hulle bymekaar om stil te staan en te luister, terwyl hy vir hulle vertel van die groot dade wat God in hulle geskiedenis gedoen het en wat hulle beleef het. En hy kla tot 'n mate die volk aan en herinner hulle aan God se getrouheid en hulle onherhaalbare ongehoorsaamheid. En nou wil hulle hoop op 'n koning sit. Maar hierdie besondere woorde wat Samuel dan sê: tot hiertoe het die Here ons gehelp en het 'n klipaltaar gebou. Ebenezer, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En ek het gedink, as ons net so vir 'n oomblik kan stil staan by 2025 en dink aan die 11 maande wat agter ons is, dan besef ek dat die eerste gedagte wat dalk kan opkom by mense is die verlies wat hulle gely het. Ja, ek self het ook 'n groot verlies gely. Maar onmiddellik dink ek ook aan oor hoeveel dinge ons dankbaar kan wees. Die feit van die saak is, hier is ons aan die einde van November. En of dit moeilik gegaan het, en of dit vir jou 'n goeie jaar was, dit maak nie saak nie. Staan so 'n bietjie stil, en dink net so 'n bietjie aan die jaar wat verby is. Dink aan hoe dat God ons gedra het tot hier. Dink aan die genade van die Here. Dink aan sy grootheid en sy wonderkrag, wat hy in sy lewe so getrou aan ons openbaar. Jy weet, Samuel se teksvers herinner ons daaraan, om te onthou dat God ons in die verlede nog altyd gehelp het. Net soos wat Samuel daardie Ebenezer steenaltaar gebou het, klipaltaar, kan ons ook net 'n paar oomblikke neem om God se leiding en sy getrouheid in ons lewens te vier. Die lewe is soms oorweldigend, maar as ons terugkyk, dan sien ons, God het ons tot hier gedra. En daarom wil ek u uitnooi vanmôre. Dis 'n kort oordeenking, maar ek vra vir u, wil u nie net vir 'n oomblik, as jy in die kar ry, bid sommer so met jou oë oop. As jy by die huis is, kniel net 'n oomblik vanmôre en sê net: Here, dankie dat u my tot hier toe gedra het. En die teksvers wil eintlik by implikasie ook vir ons sê, as die Here ons tot hier toe gehelp het, sal hy ons nie nou los nie. Daarom kan ons die jaar klaarmaak en met nuwe hoop die nuwe jaar binnegaan, terwyl ons ook die belofte van die Here reeds het, dat sy genade elke dag vir ons nuut sal wees, en dat God se goedheid nooit sal verander nie. Here, baie dankie dat ek dan aan die einde van die week 'n gebed kan doen, vir elkeen wat hierna luister. Het sy met vreugde, of het sy met droefheid in die hart. Wat dit ook al mag wees, elkeen van ons het stof tot groot dankbaarheid teenoor ons Skepper. En ek wil vanoggend die leiding neem in die gemeente om eerstens te kom sê: dankie Here, tot hiertoe het u my gehelp. Dankie Here, tot hiertoe het u ons gemeente gehelp. Dankie Here, ten spyte van wat ook al gebeur. Ons sal altyd ons hande ophef en ons sal altyd sê: Ebenezer, tot hiertoe het die Here ons gehelp. In Jesus mooi naam, amen.